Maar ek wil net 'n dingetjie bysit by wat jy nou net gesê het oor hoe ons kan reageer. Eintlik wil God hê ons moet regeer. Satan wil hê ons moet reageer. Jy sien, as ek regeer, as ek in autoriteit oor die gedagte wat inkom. As ek reageer, het ek eintlik klaar verloor. Goeiedag, my naam is Bokkel Senekal en baie welkom by vandag se opname saam met my en Tiaan Gildenhuys. Ek is baie opgewonde oor hierdie opname. Ek voel baie geëerd. Die Engelse sê eintlik humble. Dit klink vir my beter om te sê humbled, want Tiaan Gildenhuys is een van my mentors, of is my mentor. Ek stap al 'n hele paar jaar pad saam met hom en hy het my baie geleer deur die jare en ek is baie bevoorreg om iemand soos hy te hê in my lewe wat vir my net ook bietjie wysheid leer en aanspraak maak in my lewe op 'n Bybelse manier. Baie dankie Tiaan Gildenhuys, ek waardeer dit. So jy is gebore in 1963 in wat is Potgietersrus? Wat is die nuwe naam vir? Mokopane. En is daar gebly, jou B-prokgraad gekry na skool, weermag toe, 'n paar jaar toe nou as 'n prokureur. Vertel ons bietjie net die begin van oom se journey, hoe het oom by die Here uitgekom? Okay. Dankie Bokkel, is voorreg en dankie vir almal van julle wat ook hierna sal kyk. Die Here kry al die lof, die eer, die dank en die aanbidding. So is vir my 'n voorreg om saam met Bokkel op pad te stap al vir 'n hele klomp jare. En maar weet jy, na aanleiding van wat jy gevra het, ja, ek is in die ou Potgietersrus gebore in 1963. Dis interessant. Iemand het my dag gesê, weet ons, ek is nou hierdie jaar 63 en ek is in 1963 gebore. So ek is in die jaar wat ek oud is. So alle eer aan die Here vir hierdie jare wat hy ons gedra het. Ja, ek is daar gebore, maar ek het groot geword in 'n plekkie langs Potgietersrus met die naam van Naboomspruit, wat deesdae Mokopong is. En daar was ek van graad 1 tot matriek. Toe is ons nou weermag toe, en na die weermagjare het ek gaan studeer vir prokureur. Ek was 10 jaar lank 'n prokureur, wel amper 10 jaar, net so kort van 10 jaar lank 'n prokureur in Zenien in die Limpopo provinsie. En ja, wat toe gebeur het in 1999, ek was so besig met myself. Jy weet mos, ons is maar almal daai as ou so jonk is jy baie keer besig met jouself. Dis so ek het sien, ek sê altyd vir mense, we have the Holy Trinity, that's the Father, the Son and the Holy Spirit, and then we have the unholy Trinity, that's me, myself and I. Nou ek was vir 36 jaar van my lewe tot en met 27 jaar terug. Bokkel was ek maar baie sterk besig met me, myself and I. En wat toe gebeur, toe besluit my boekhouster op daai stadium, sy hou meer van my geld as wat ek as prokureur daarvan gehou het. Toe vat sy van self 'n klompie, en as gevolg daarvan is ek van die rol geskraap as prokureur, ek is bankrot verklaar, en in dieselfde dorp waar ek met 'n Mercedes gery het, baie vol van myself, het ek met my voete leer loop. Maar jy weet, ek loof ook die Here, want wat gebeur het, ek het 2 vriende gehad, wat 'n jaar voordat hierdie dinge in my kantoor gebeur het, met my begin praat het, en sê, Tiaan, daar by Warmbad is daar sulke manne en vroue kampe, dit was die Mabula manne en vroue kampe, wil ek nie saam met hulle na 'n mannenkamp toe gaan nie. Nou op daai stadium was ek 'n ouderling in die kerk, jy weet, so ek het al gesê, luister, ek's 'n ouderling in die kerk, ek het my Bybel, ek het my kerk, julle se klomp sektes gaan weg, en so het ek hulle vir 'n jaar lank weggejaag. Maar ek prys die Here vir 2 broers, wat nie opgehou het nie, wat volhard het in die geloof, want hulle was bekommerd oor my siel. Want hulle het besef, al was ek 'n ouderling in die kerk, was ek nie in 'n verhouding met Jesus Christus nie. En toe ek nou die dag my prokureurspraktyk verloor, toe kom sit hulle by my, toe sê hulle, Tiaan, daar's oor 3 weke weer 'n mannekamp. Jy het nou niks om te doen nie, wil jy nie maar saam met ons gaan nie? Wel, toe het ek nou nie meer verskonings nie, so ek, okay nee, ek sal saamgaan. En op die 28 Augustus 99 by 'n mannekamp, het ek werklik my lewe aan die Here oorgegee en 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus ingegaan, en toe ek dit begin doen, toe verander alles in my lewe. Maar, alhoewel ek toe my lewe vir die Here gee, dit het nie skielik beteken ek ry weer in 'n Mercedes nie, want ek was nog steeds bankrot verklaar, ons het nog steeds basies niks gehad. So met alles verloor. Nog steeds met my voete geloop in die dorp, want ek moes leer, dat het gaan alles oor God en het gaan nie oor myself nie. En so die Here ons nou opgerig. Nou is dit al 27 jaar later van 1999 af. Ons is in hierdie jaar is ek en Joey al ons 24ste jaar voltyds in die bediening deur die Here se genade, en is 'n wonderlike voorreg. So dis in kort my paadjie soos wat ons geloop het. Jou bediening staan bekend as autoriteit in Christus bediening. Wat beteken autoriteit in Christus prakties vir ons as Christene? Weet jy, Bokkel, toe die Here eerste keer dit vir my gesê het, toe hy nou my begin intrek in die bediening, en dit was einde 2002, toe hy gesê het, ons moet hierdie goed begin doen, toe sê hy vir my, en jy noem dit
autoriteit in Christus bedieninge. Want hy sê vir my, Tiaan, want my kinders moet weer leer wat is hulle eie autoriteit in Christus. Want as ek 'n kind van die Here is, en die Bybel sê ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my, dan het ek autoriteit wat ek by hom kry, om die aanslae van die vyand te weerstaan. En ek het ervaar in my hart dat die Heilige Gees vir my sê, gaan leer my kinders weer, wat is hulle autoriteit in Christus? Want hulle het hulle autoriteit weggegee. Ons het ons autoriteit, het sy vir die dominee gegee, of vir die ouderling, of iemand anderste. En dis hoekom baie mense sal my bel en sê, Tiaan, maar my buurvrou is siek, wil jy nie vir haar kom bid nie? Sê ek, nee, wag so 'n bietjie, jy het ook die autoriteit in Christus. Dis jou buurvrou, gaan bid vir haar, jy kan dit ook doen. Want jy sien, ons het ongelukkig so 'n bietjie oor die jare agteroor geval en gesê, ai, maar ek het nie autoriteit nie. Nee, jy het. As jy 'n kind van die Here is, het jy die autoriteit in Christus om te lewe volgens wat die woord sê en om die aanslag van die vyand in jou persoonlike lewe te weerstaan. Het sy in jou finansies, in jou gesondheid, in jou kinders se lewens, in jou huwelik, wat ook al die geval mag wees. En dis hoekom die Here vir my daardie naam gegee het, dat dit gaan oor ons autoriteit in Christus, maar dit gaan alles oor hom. Dit gaan nie oor enigeen van ons nie. So die Here gee vir my autoriteit om vir die Satan te sê, gaan weg. Korrek. En hy het dan nie 'n reg in my lewe om aansla aan daai wat ook al ek aanspreek. Onthou, dit hang nou net af of jy weer vir hom plek gegee het. Ons sal net nou ook weer daaroor gesels. Oor baie keer gee ons vir die duiwel plek, terwyl die Bybel sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Maar ja, as ek weet ek het gedeel met die betrokke probleme in my lewe, het ek die autoriteit in Christus om te sê, Satan, in die naam van Jesus Christus, gaan uit my gedagtes uit, gaan uit my lewe uit. Dis wat Jakobus 4 vers 7 vir ons sê. So maar baie mense sê, los die duiwel uit, dan sal hy jou uitlos. Is dit so? Ek sê altyd vir die mense, daar is nou 'n paar leuns wat Satan in die kerk vir ons geleer het oor die jare, Bokkel. Die eerste een was daai nou. Los die duiwel en dan gaan hy jou uitlos. Nou, dis nie waar nie. Want ek hou maar daarvan om elke keer terug te gaan na die skrif toe. Jy weet, en almal wat my ken weet, ek begin altyd met 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Jy sien, want ek het groot geword in die kerk en daar is my gesê, jy moet net heeltyd jou Bybel reg interpreteer. Nou daai vers sê vir my, lees wat daar staan en verstaan wat daar staan. En dan uit die aard van die saak moet ek begin doen wat daar staan. Nou ja, as ons nou teruggaan. Ekskuus, daai vers wat jy nou genoem het, hy moet verander so al van die nuwe vertaling. Ja, dis hoekom ek weer eens, ek bly by die 1933-53 vertaling van die Bybel. Ek het ook 'n hele lesing op YouTube waar die mense kan gaan kyk oor waarom verskil die Bybelvertalings. Want in die 1983 vertaling is daai vers verander om te sê, ons hoop net dat julle ons eendag heeltemal sal verstaan. Terwyl my Bybel sê, ons kan lees wat daar staan, verstaan wat daar staan, ons kan dit tot die einde toe verstaan. So ons kan dit nou al verstaan en dit tot die einde toe verstaan. Maar dis hoe die vyand met die nuwe Bybelvertalings ook baie verdraaiings ingebring het. Maar om nou terug te kom na los die duiwel en dan gaan jy uitlos. Jy weet, die Here het al in Genesis 4 vers 7 het hy vir Kain gesê, Kain, die sonde lê en loer vir jou voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Okay, so net in daai vers gaan die duiwel jou uitlos? Nee, hy lê voor die deur en loer en hy is op soek na jou. En die tweede vers wat daarmee saamloop is 1 Petrus 5 vers 8 en 9 wat sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. So, daai ding van los die duiwel uit en hy gaan jou uitlos, is bloot net nie waar nie. Dis 'n leuen wat die duiwel selfs in ons kerke ingebring het, om mense te keer om teen hom op te staan in hulle autoriteit in Christus wat hulle ook het. So ons het maar net eintlik, kinders van die Here het maar vandag eintlik maar net agteroor gaan sit en die duiwel is 'n leeu wat ons uitmekaar uitskeer. En dit is hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Presies, Bokkel, en dan is die probleem, wat nou gebeur is, nou kom skeer die duiwel ons uitmekaar uit, en weet jy wie kry dan die skuld? God. Want dan sê die mense, o ja, maar is nou nie die duiwel nie, weet, so dis seker die Here wat my nou straf, is seker die Here wat my nou iets wil leer. Ja, ons moet verstaan daar's 'n vyand. Weet, ons was in die weermag baie jare terug. En die weermag het ons 3 goed geleer. Die eerste ene was ken jou vyand, die tweede ene was ken jou wapen en die derde ene was voer die bevelvoerder se opdrag tot op die letter toe uit of jy's dood. Nou soos in 'n geestelike oorlog. Efesiërs 6 vers 12 sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. So, nou ken ek nie my vyand nie, want nie los die duiwel uit, dan gaan hy jou uitlos. Punt 2, jy weet, nou moet ek my wapen ken. Wat is dit? Die swaard van die gees, die woord van God. Ja. En 'n vriend van my se ouma het vir hom gesê, jonge, jy moet nie te veel Bybel lees nie, gaan mal word. So ons ken ook nie ons wapens nie. En punt 3, voer die bevelvoerder se opdragte tot op die letter uit of jy is dood. Wie is hy? Generaal Jesus. Nou sê Generaal Jesus vir ons, wat noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek sê nie. Jy sien, so nou doen ons ook nie wat die generaal gesê het nie. Nou word ons aan flardes geskiet deur die vyand. En wat doen ons dan? Dan gee ons vir God die skuld. Ja, die Here straf my. Nee, ons moet ons vyand ken, ons moet weet wat ons wapen sê, en ons moet doen wat ons bevelvoerder sê. Jakobus 4 vers 7. Korrek.
Ja, onderwerp jou aan God, staan die duiwel teen, hy sal van jou wegvlug. En Presies, so baie mense doen dit glad nie. presies. Maar jy sien, dis weer eens daai ding van Matteus 22 vers 29 sê Jesus, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Dit was my probleem. Ek was 'n ouderling in die kerk gewees, maar ek het nie my skrifte geken nie. En omdat ek nie my skrifte geken het nie, het ek nie die krag van God geken nie. Maar hoekom het ek nie my skrifte geken nie? Want ek was nie in 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus nie. En eers toe ek Jesus Christus persoonlik ontmoet het by daai mannekamp en self my Bybel begin lees het, vir hom gevra het om my te vervul met sy Heilige Gees en die woord vir my oop te breek deur sy Heilige Gees, het ek die krag van God in my persoonlike lewe leer ken. En daai goed, Jakobus 4 vers 7, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, hy sal van jou wegvlug. Dit begin toepas, toe werk dit. Ja, dis 'n groot probleem wat ek al ook agtergekom het van baie Christene, is dat hulle die woord gaan soek by ander mense, in plaas van om die woord self te vat en self te begin lees. Dis asof die oogklappe dan begin afval en sien, maar joh, hier is wat ek moet doen. En dan, wanneer jy dit begin doen, kry jy regtig deurbrake. En ek wil regtig vir mense encourage om dit te gaan doen. Tel jou Bybel op, gaan stof hom af, daar waar hy lê op jou bedkassie of op jou boekrak, en begin hom self lees. Korrek. Ja, dis net so, ek wil net bysê by dit, jou hele punt is hier, dat die vyand probeer ons op 'n punt kry om op mense te vertrou. Jy weet nou, Jeremia 17 vers 5 en 6 sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. So daar's 'n vloek op my en jou lewe wat van God afkom as ek my vertroue in 'n mens plaas. Ja, ons kan by mekaar leer, maar ek mag nie my vertroue in jou plaas nie. Jy mag nie jou vertroue in my plaas nie. Ons vertroue moet alle tye in die Here wees. En dan kan ons met mekaar deel dinge uit die woord uit, maar ek moet nog steeds my eie skrif ondersoek. Want dis hoekom in Handelinge 17 vers 11 lees ons dat die mense van Berea het na Paulus en Silas geluister en dan het hulle huis toe gegaan en self elke dag hulle skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was of nie. So dis hoekom ek sê, ons was veronderstel om elke dag ons skrifte te ondersoek, om te kyk of dit wat die dominee sê, of die pastoor sê, of Tiaan of Kosie of Klasie sê, of dit so is of nie. Dis hoekom ek baie keer vir mense sê, moenie my glo nie. Gaan lees jou eie Bybel. Jy kan hoor wat ek vir jou sê, maar gaan ondersoek dan jou eie skrifte, dat jy kan sien dis wat dit, want onthou nou, toe Satan vir Jesus versoek het Jesus elke keer gesê, Satan, dit is geskrywe, daar is geskrywe, daar is geskrywe. Ja. So Jesus skiet met die koels van die woord. So as ek nie my woord ken nie, gaan ek nie kan skiet op die vyand, en hy gaan vir my op flarde skiet. Dis nogals, een ding wat ek by jou geleer het oor die jare is, juist daai van Jesus wat die woord, die duiwel aangespreek het met die woord, en as ons hierdie woord ken, met byvoorbeeld in ons finansies nie, hoe gaan ons weet om die duiwel aan te spreek wanneer hy ons finansies aanval, of wanneer hy my huwelik aanval? Dis belangrik om die woord te ken, sodat jy die duiwel kan aanspreek in daai situasies. Korrek. So wat is jou siening van moenie die duiwel agter elke bos gaan soek nie? Daai is nou die ander lekker leen wat die vyand ons mee besig hou baie jare. Want ons sal altyd sê, nee, moenie die duiwel agter elke bos soek nie. Sê nee, ons moet nou mooi weer eens, kom ons gaan skrif toe. 1 Johannes 5 vers 19 sê, die hele wêreld lê in die mag van die bose. So, as die hele wêreld in die mag van die bose lê, wys my die bos wat nie 'n gogga agter hom het nie. Die verskil is net, Bokkel, as ek weet wat's my autoriteit in Christus, loop ek nie rond en soek 'n demoon agter elke bos in vrees of in paranoia nie. Ek weet wie ek is in Christus. Ek gaan aan met my lewe, en as daar 'n demoon agter 'n bos uitspring en my huwelik aanval, dan weerstaan ek hom in die krag en in die naam en in die autoriteit van Jesus Christus en gaan aan my lewe. En as daar nou ander een agter 'n ander bos uitspring en my finansies aanval, dan weerstaan ek hom in die krag en in die naam en in die autoriteit van Jesus Christus en gaan aan my lewe. So ek loop nie rond en soek 'n demoon agter elke bos nie. Maar ek weet, ek loop nie in vrees nie, want vrees kom nie van God af nie. Jy verstaan, Bokkel, en dis die ding wat die Here my geleer het, maar ek moet besef, hy is agter elke bos. Maak nie saak waar ek en jy gaan nie, want hy lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, en hy loop rond soos 'n bril in 'n leeu en hy soek wie hy kan verslind. So daar is nie so ding soos moenie die duiwel agter elke bos soek nie. Nou is die probleem, omdat mense bang is dat van hulle vriende of medegelowiges gaan vir hulle lag as hulle nou sê, maar hoor die duiwel is dalk hier en so aan, dan sê naderhand begin hulle die duiwel agter geen bos soek nie. So raai wat gebeur. Nou kom die duiwel en hy val hulle aan. En wat doen ons nou weer? Die Here straf my nou. Nou kry God weer die skuld vir dit wat die duiwel gedoen het. En nou sê ek altyd vir mense, weet jy waar kom dit vandaan? Dit kom van Adam en Eva se tyd af. Jy weet, Eva kom, Satan kom versoek haar, en sy gee vir Adam 'n eet. En God kom by Adam en sê, Adam, wat het jy gemaak? En Adam sê, Here, hierdie vrou wat u vir my gegee het, sy het my laat eet. Wie die probleem veroorsaak? Satan het. Hy het vir Eva versoek,
Sy het geluister na die Satan, sy het geëet. Toe gee sy vir Adam. Toe God vir Adam sê, maar wat het jy gedoen? Wie kry toe die skuld? God en 'n ander persoon. Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het, sy het my laat eet. So, wat is nou die probleem hier? Ons het vandag nog dieselfde siekte. Hulle noem dit excusitis en blamitis, of blamitis en excusitis. Jy weet, ek blameer alles en almal rondom my, en ek het excuses vir al my foute, want ek het nie die guts om te sê, Here vergewe my, ek het droog gemaak. Ek was verkeerd. Ek moes gesê het, nee Eva, ons eet nie van hierdie boom nie, maar hy het dit nie gedoen nie. So, dit kry ons vandag nog. So Satan kom in 'n huwelik in. Satan kom in 'n besigheid in. Satan kom in 'n vriendskap in. En hy veroorsaak havoc. En wat doen ons almal? Die Here straf my. Ja, maar dis mos sy skuld. Ja, dis mos haar skuld. En. Doen dit vandag nog. Satan veroorsaak die probleem. God en ander mense om ons kry die skuld, want ek het nie die guts om te sê, vergewe my waar ek verkeerd was. Ja. Dis vir my altyd, nou dat ons praat van Adam en Eva en die vrug, dis vir my altyd interessant, wat die woord sê, toe gee sy aan haar man by haar. Correct. Hy was reg by haar, maar hy moes eintlik vir haar gesê het, nee, die Here het gesê ons mag nie, hy het nie sy man gestaan. Hy het nie sy geestelike autoriteit opgebruik in daai oomblik nie. Ek sê ook altyd, hy was by haar, dit staan daar. In Genesis 3 baie duidelik. Hy was nie aan die ander kant van die tuin van Eden toe hierdie ding gebeur het nie. Hy was by haar. Ja. Ons hoor dikwels dat the battle is in the mind, of dis hier in ons verstand. So as ons kyk na die Bybel, wat sê die Bybel, waar kom ons gedagtes? Staan dit ooit in die Bybel, waar ons gedagtes vandaan kom? Want daar's so baie sieninge van mense, dat ons kan nie, wat sê die Bybel? Kom ons vergeet van opinies. Maar dis nogal weer eens 'n interessante ding. Die meeste van ons het groot geword met die siening, dat ons gedagtes kom van een van 3 plekke af. Of van God af, of uit myself uit, of van die duiwel af. Jy weet daai ou prentjie van die kop met die duiweltjie op hierdie skouer en die engeltjie op hierdie skouer, is iets van okay, as jy nou 'n prentjie vorm dalk wil, so het ons groot geword. Ja. Maar tog, ek sê altyd vir die mense, onthou net een ding, die Bybel is die ware verhaal van 2 vaders. Die Vader van liefde, God die Vader, en die Vader van die leuen, Satan. Die ware verhaal van 2 koninkryke, die koninkryk van lig van God die Vader, koninkryk van duisternis van Satan. En die ware verhaal van 2 ewighede, ewige heerlikheid saam met God of ewige hel weg van God. Ek het deeltyd net een van 2 keuses. Want jy sien Bokkel, 2 Korintiërs 3 vers 5 sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid sê God het. So wat sê daai vers vir my? Ek kan geen gedagtes vir my eie genereer nie. So my gedagtes kom van iewers af, van waar af? Van een van 2 plekke af. Die woord sê verder dan 2 Korintiërs 3 vers 5, maar ons bekwaamheid is uit God uit. So enige bekwame gedagte kom van God af. So, wat is 'n bekwame gedagte? Staan op, gaan werk, jou vrou en jou kinders het kos en klere nodig. Is 'n bekwame gedagte, van wie af kom hy? Van God af. Of jy is by die werk besig en ons sukkel om hierdie plan uit te werk, of om hierdie engine in te sit en dit werk net nie, en skielik is daar hierdie ping, daai epiphany. Die epiphany, of wat noem ons dit, daai light bulb moments wat ons het, jy weet. En draai hom net so, en skielik draai hom so, goeps, daar gaan hierdie engine in. Wow, is ek chuffed met myself, omdat ek nou hierdie, nee, dit was 'n bekwame gedagte. Dis God wat hom vir my gegee het, maar gee ek vir God die eer daarvoor? Nee, ek vat dit weer vir myself. Maar okay, so dis die beginsel, en ek het ook 'n hele video wat ons kan gaan kyk, as jy wil op YouTube, oor ons gedagtes en die Bybel, en daar gee ek nou al die details en al die betrokke teksverse in die Bybel. So, dit beteken, as my bekwame gedagtes van God afkom, kom die ander van die vyand af. Nou Satan weet, ek en jy ken nie ons skrifte nie. Hy ken dit so goed, hy quoteer dit vir Jesus Christus. So hy weet, ons ken nie regtig 2 Korintiërs 3 vers 5 se beginsel nie. So wat doen hy? Hy sit nie 'n gedagte in jou kop in die derde persoon nie. Hy sit nie 'n gedagte in jou kop en sê, Bokkel Senekal, jy's 'n mislukking as 'n pa nie. Bokkel Senekal, jy's nie 'n goeie man vir jou vrou nie. Maar dan gaan jy mos weet, dis nie jou gedagte nie. So hy sit die gedagtes in ons kop in die eerste persoon. Nou kom my gedagte in my kop en hy klink so, ek is 'n mislukking as 'n pa. Ek is nie 'n goeie man vir my vrou nie, ek is nie 'n goeie ma vir my kinders nie, of wat ook al die gedagtes wat in jou kop inkom. Hy doen dit in die eerste persoon. Nou dink ek, dis my gedagtes. Nou begin ek myself met 'n latte slag. Hoekom kan ek nie ophou met die gedagtes oor myself te dink nie? Dis nie jy nie. Dis die Satan. Jy sien, dis waar die Bybel inkom van julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Nou, daar's 2 versies wat ook van hierdie ding net bevestig, van jou gedagtes kom van iewers af op. In Jesegiel 38 vers 10 staan daar, en daar sal 'n gedagte in jou hart opkom, en jy sal listige planne beraam. So, vir die goddelose. So, waar kom hy gedagte in sy hart vandaan? Waar kom dit op? Van die vyand af. Maar net so sê Spreuke 1 vers 5, dat die regverdige sal regverdige gedagtes verkry.
So dit beteken ek kry dit van die eers af. Waar kom die regverdige gedagtes vandaan? Van God af. En so begin ek die onderskeid tref. Want weet jy Bokkel, dit raak baie makliker as ek begin besef my gedagtes kan net van een van twee plekke afkom, of van God of van die duiwel. Maar solank as wat ek nog wonder, is dit nou ek, is dit nou die duiwel, is dit nou die Here, dan is dit confusing. Maar as ek begin besef, dit kan net van een van twee plekke afkom, dan moet ek heeltyd die gedagtes toets, want onthou nou, 2 Korintiërs 10 vers 5 sê ek met elke gedagte gevange neem, toe ek gehoorsaam aan Christus. Ja. Maar as ek besef, dit kan net van een van twee plekke afkom, is dit baie makliker om te besef, watter een vat ek, en watter een los ek. So, dis daai ding, as ek besef, maar weet jy wat, God sal nie 'n gedagte in my kop insit wat sê, ek is 'n mislukking nie. Ek is bang vir die toekoms. Ek gaan nooit 'n sukses kan maak nie. Ek is maar jy hoor wat ek vir jou sê. Dit kom gewoonlik so. Ek is nie goed genoeg aan nie. Ek kan nie hoe gaan ek die einde van die maand sien? Ek sal nooit 'n sukses weet nie en ek is bang vir die einde van die jare. Ek is bang. Waar kom dit vandaan? Wat kan nie van my afkom nie. Sê 2 Korintiërs 3 vers 5. Dit sal nie van God afkom nie. Dan bly daar net een ander ou oor. En dis die duiwel en sy demone wat hierdie goed in ons koppe insit. En dan moet ek dit weerstaan. Nou kom ek by elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Hoe doen ek dit? Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en sal vir julle wegvlug. So onmiddellik kan ek sê, Here, ek onderwerp hierdie gedagtes van mislukking, hierdie gedagtes van vrees, hierdie gedagtes van minderwaardigheid onderwerp ek aan U. Satan, in die naam van Jesus Christus, ek weerstaan nou hierdie gees van vrees, hierdie gees van mislukking, hierdie gees van minderwaardigheid wat my aanval en jy sal vir my wegvlug. Maar ek sê ook altyd vir die mense, ons moet een ding reg verstaan. Jesus het nooit 'n demoon weggedink nie. Hy het almal met die mond aangespreek. So ek moet vir hom sê, in die naam van Jesus Christus uit my gedagtes uit. Maar jy sien, ek moet eers begin besef, dis hy wat die gedagte in my kop sit. En dis dieselfde, Bokkel, weet jy wat, ek het baie mense al gehad by my wat sukkel met rook, of drink, of pornografie en so, en sê hulle, maar ek kan nie ophou om in hierdie prentjies te dink nie, ek kan nie ophou om 'n sigaret te dink nie, tot ek hierdie van verduidelik. En die oomblik sy snap, maar dis nie hy wat die gedagte in sy kop sit wat sê, ek is lus vir 'n sigaret. Ek is nou lus vir 'n dop. Ek wil nou graag pornografie kyk. Die oomblik as hy dit snap, en hy begin Jakobus 4 vers 7 toepas, begin die ouens loskop van daai goed. En dit is net die hele autoriteit wat Christus weer vir elke persoon gegee het, wat sy kind is, om dit self te kan begin toepas. En dit is hoekom dit belangrik is om die woord te ken, want ons moet baie keer reageer op 'n sekere gedagte wat inkom, en ons gaan nie weet hoe ons moet reageer, wat is goed of sleg, as ons nie die woord korrek lees. Want die Handelinge 4 vers 12 sê, die woord is die beoordelaar van die oorleggings en die gedagtes van die hart. So as ek my woord ken, kan ek hierdie gedagte wat in my hart ingekom het, beoordeel en sê, goed of sleg. Dis waar dit gaan. Maar ek wil net 'n dingetjie bysit by wat jy nou net gesê het oor hoe ons kan reageer. Eintlik wil God hê ons moet regeer. Satan wil hê ons moet reageer. Jy sien, maar as ek regeer, as ek in autoriteit oor die gedagte wat inkom. As ek reageer, het ek eintlik klaar verloor. Dan val ek af agteroor. Ja, ek is nie goed genoeg nie, wat ook al. Nee, as ek regeer, as ek autoriteit om, as ek nee, ek onderwerp hierdie gedagte aan God, ek weerstaan die duiwel, hy sal vir my wegvlug in Jesus. Net ons praat van gedagtes en waar kom skuldgevoelens vandaan? Definitief nooit van die Here af nie. Jy sien, en ek sê dit baie keer vir mense, en jy wat al kyk, moet ook dit net besef. Die Bybel sê Satan is die aanklaer van die broers. So skuldgevoelens beteken ek voel skuldig. So ek voel aangekla. So wie is die aanklaer van die broers? Weer eens volgens die skrif, Satan is, nie die Heilige Gees nie. Ek hoor baie keer mense sê vir my, o, die Heilige Gees kla my aan. Sê ek nee, ek is jammer, jy's nie nou in die skrif nie. Die skrif sê die Satan is die aanklaer van die broers. Nou wat doen die Heilige Gees? Johannes 16 vers 8 sê, die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En hoe werk die oortuiging van die Heilige Gees? Hy stil sagte stemmetjie hier binnekant wat ons almal mee groot geword het, wat ons in baie gevalle ons gewete genoem het, dis die Heilige Gees se stemmetjie gewees nog al die jare. Nou hy sê vir jou, jy weet dis verkeerd, moenie dit doen nie. Hou op. Maar wat het ons oor die jare begin doen? Ons het daai stemmetjie doodgedruk en ons het dit gaan doen. En dan het ons pak slag gekry. So al wat weer begin gebeur het, ek het daai onderskeid begin tref om te besef, maar daai stil sagte stemmetjie lei my op die regte pad. So die Heilige Gees oortuig jy vir jou te sê, my kind, jy weet dis verkeerd, hou op. My kind, jy weet daai onvergifnis is verkeerd, vergewe haar. Spreek hom vry. 70 maal 7 keer. Dis die oortuiging van die Heilige Gees. Skuldgevoelens sê vir jou, o, ek dog jy sê jy's 'n Christen en kyk wat doen jy nou alweer. O, ek dog jy het gesê jy's so goeie ouetjie en kyk wat doen jy nou alweer. Waar gaan ek? Jy weet, dis wat skuldgevoelens is. En dis nooit die Here in die Bybel. So ons praat nou hier van gedagtes en ons weet dit kom nou van twee plekke af. So as ek 'n gedagte kry van selfmoord, dis obviously ook dan van die duiwel af. Korrek.
En as 'n gelowige nie hierdie wysheid wat jy nou met ons deel uit die woord uit ken nie. Hy het nog nie regtig sy Bybel gelees nie, maar hy het geglo in die Here, hy wat nodig is om te glo. En hy het geval vir Satan se leuns en hy trek die sneller eendag na hy die guts het om dit te doen. Waarheen gaan so 'n persoon? Weet jy, Bokkel, in die eerste plek, ek sê altyd vir mense, ons moet een ding reg verstaan. Mense sal baie gou sê, so ou wat selfmoord gepleeg het, hy gaan reguit hel toe. Sê ek, wel, daai oordeel lê nie in my en jou hande nie. Net God kan daai oordeel vel aan die einde van die dag. En ek en jy weet in elk geval nie of daai ou die laaste sekonde voor hy die sneller getrek het gesê, Vader, vergewe my. En die verder interessante ding, daar's nie 'n enkele teksvers in die Bybel oor selfmoord nie. Nee. Ja, die Bybel sê jy mag nie moord pleeg nie en al daai tipe van goeters. Maar daar's niks wat sê van selfmoord nie. So ek persoonlik weer eens vra die vraag, as ek weet my gedagtes kan net van God of van die duiwel afkom. Wie sit die gedagte in my kop wat sê ek sien nou nie meer kans vir die lewe nie. Ek gaan nou maar die sneller trek. Dit sal nie die Here wees. Kan nie ek wees nie. So dis die vyand, maar nou hierdie man soos jy sê in 'n oomblik van swakheid, omdat die wêreld hom plat geslaan het, omdat die vyand se aanval hom plat geslaan het, as 'n kind van die Here, neem hy die verkeerde besluit en hy trek die sneller. Jy gaan my persoonlik bitter moeilik oortuig dat daai man nie by die Here is nie. Want ek glo die Here sit en wag vir sy kinders om huis toe te kom, nie om 'n klein foutjie te maak sodat hulle in die hel in kan werk nie. Maar dit beteken nog steeds nie dat ek en jy daarom kan rondloop en sê, ag, is okay, jy kan maar selfmoord pleeg, die Here gaan jou, jy weet, dis okay. Nee. Ons het nog steeds 'n opdrag. Ons opdrag is gaan maak disippels van al die nasies. En ons moet dit doen solank as wat ons op hierdie aarde is. So ons kan nie nou net altyd die maklike goue vinnige uitweg wil vat en sê maar ek gaan nie sneller trek nie. Nee, ek gaan nie daai kans waag nie. Maar vir my, ek het al baie families gehad wat by my kom sit het, wat 'n geliefde, wat werklik 'n kind van die Here was, in 'n oomblik van swakheid of omdat hy aangeval was deur 'n siekte of wat ook al, dan nou uiteindelik 'n sneller trek en dan kom sit hulle by my en huil en sê, Tiaan, maar waar's my kind? Waar's my broer? Waar's my pa? Sê ek, vir my persoonlik, punt 1, die oordeel is nie in ons hande nie, is net in God se hande. Maar ek persoonlik glo nie dat so 'n kind van die Here, omdat hy in 'n oomblik nie sy gedagtes gevange geneem het nie, dat hy in die hel sal wees nie. Want ek vra ook weer eens die vraag, Bokkel, is daar so iets soos selfmoord as ek nie die gedagte kon genereer nie? Of is ek dalk actually vermoor, maar iemand het net my vinger gebruik om die sneller te trek? Jy hoor wat ek vir jou sê, maar die punt is nog steeds, ek en jy kan nie rondgaan en sê, o nee, nou kan jy maar selfmoord pleeg nie, gaan doen maar, nee, dit doen ons nie. Ons moet juist die mense bemoedig, ons moet juist die wat deur sulke moeilike tye gaan, maar ek sê, kom ek bid saam met jou, kom ek wys jou hoe om die vyand te weerstaan, om te sê, Here, ek onderwerp hierdie gedagtes van selfmoord aan U, Satan, in die naam van Jesus Christus, hierdie gees van die dood, hierdie gees van selfmoord wat my gedagtes aanval, ek weerstaan vir jou, en jy sal van my wegvlug in Jesus se naam, en gaan uit in jou autoriteit in Christus, gaan help ander mense om los te kom, ook van dit wat hulle wil aanval. So ons weet, die duiwel bestaan, Satan is daar, hy is groot skelm, hy haat ons met alles wat ons is, juist omdat ons in die beeld van God geskape is, en ons nou hom kan aanbid, soos wat hy die voorreg gehad het, wat hy weggegooi het. Korrek. En ek dink die mense verstaan regtig hoe haat hy ons met 'n passie nie. En obviously seker vir God ook. Dis hoekom hy doen wat hy. Korrek. En mense moet besef dat dit so erg, daai haat is so erg vir ons, dat hy ons wil doodmaak. Yes. Is dit hy wat ons doodmaak? Korrek. Woord sê tog, hy is die mensemoordenaar van die begin af. Weer eens, Bokkel, ek het 'n hele video op YouTube waar die mense kan gaan kyk, of op die app, die van die mense wat nog nie weet van ons app nie, 'n app wat jy op jou foon kan aflaai. Jy het 'n video oor God. Ek sal die QR code op die skerm sit. Ja. So, ek het ook 'n video oor God maak nie dood nie. Jy sien man, almal sê maar die Here gee lewe en die Here neem. Ja, gaan kyk mooi wat die woord vir ons sê. Ons het 2 koninkryke, ons het 2 vaders, Vader van liefde, Vader van die leuns. God sê ek wil jy met 'n lang lewe hê. Satan sê ek wil jou lewe vinnig steel. Hoekom? Want hoe langer jy lewe, hoe meer kans is daar dat jy siele na die Here toe kan lei. So Satan is die mensemoordenaar van die begin af. Wanneer is van die begin af? Kain en Abel. So hy is die een wat die gedagte slaan vir Abel dood in Kain se kop gesit het. En Kain het nie daai gedagte gevange geneem tot oorsaak van Christus nie. Verstaan jy? Die sonde voor die deur. Presies. En dis die hele punt wat nou daar gebeur het. So nee,
God maak nie dood. Kan nie doodmaak. Dis wat die mense altyd nie lekker verstaan op my boodskap. As dat nou my boodskap klink, sê hulle, maar sê jy dan God kan nie doodmaak nie? Nee, ek het nuus vir jou. God is God. Hy het die hele aarde gewipe met Noag se vloed. So God kan so doodmaak as hy wil. My punt is, God maak nie sy eie kinders dood nie. Die Bybel sê hy steek sy swaard uit en sy hand uit na sy teestanders toe. Maar die punt is, watter soort pa maak sy eie kinders dood? Nie ons hemelse Vader nie. Hy maak nie sy eie kinders dood nie. Maar wie maak die hemelse Vader se kinders dood? Die vyand wat kom om te steel, slag en verwoes. Die Engelse Bybel sê, dis Johannes 10 vers 10, the thief cometh not forth but to steal, to kill and to destroy. So wat gebeur nou? Nou kom maak die Satan iemand dood, dan sê ons, die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Ja. So nee, ek sal die mense aanraai, gaan kyk eerder my hele video rondom God maak nie dood nie, en dan sê jy kan sien, wat is al die Bybelteksverse wat saamwerk om vir ons te bewys, God is die een wat lewe gee, en wat wil hê ons moet 'n lang lewe hê. Satan kom steel, slag en verwoes. So mens kry baie mense wat as hulle geliefde verloor, gaan hulle totaal en al in rebellie in, en wat meer God vir die dood en haat dan God, wil niks met die Bybel, met kerk of wat ook al uit te waai nie. Wat sou jy sê vir so? Maar dis presies die ding, want weer eens, Bokkel, ons het groot geword met die leuen dat die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here, of die Here het die mooiste blommetjie gepluk om in sy tuin te plant, daai tipe van goed. Dis nie waar nie, want jy sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Satan is die mense moordenaar. Nou, sê ek vir baie mense wat so by my kom sit en so kwaad is vir die Here, want dit is so, hulle word kwaad vir die Here, en sê ek, wow, wag so 'n bietjie. Jou geliefde wat nou dood is, of dit nou jou seun is, of jou dogter, of jou ma, of jou pa, of jou boetie, of jou sussie, waar is daai persoon nou? Nee, hulle was lief vir die Here, hulle sit voor die troon. Ek sê, okay, en as jy nou kwaad word vir die Here, en jy draai nou weg van die Here af, waar gaan jy heen? So, daai geliefde van jou sit voor die troon en wag vir jou, om eendag saam met hulle voor die troon saam met Jesus te wees, maar nou, omdat jy kwaad word vir die leuen van Satan aan hierdie kant, nou val jy weg van God af, dan eindig jy dalk in die ewigheid in die hel, weg van jou geliefdes en jou geliefde God af, in steede daarvan om by hom te wees. En dis wat Satan probeer doen. Hy wil juis mense in daai hartseer tye probeer wegtrek van God af. Ja, want dis die Here wat dit gedoen het, en die Here het die mooiste blommetjie. Nee, ek het nuus vir jou. Watter soort pa maak sy eie kinders dood? Nie ons hemelse Vader. En dis ook, weer eens, mense ken nie die woord van God, of doen nie die moeite om die woord van God te lees self nie. Met daai vers van die Here het gegee en die Here het geneem, dis mos nou Job wat nie die Here geken het nie, dit gesê het, en toe nou, heel wat later, in hoofstuk 38 of 40, dink ek, wat hy gesê het, ek het nou God gesien, en ek herroep my woorde, maar mense haal nog steeds daai aan, Dus uit onkunde, precies. Maar nee, dis, as jy aan die einde, die laaste hoofstuk van Job 42, nadat die Here met Job begin praat het, Job 38, 39, 40, het die Here met Job gepraat en gesê, waar was jy toe die aarde gemaak het? En, hy roer toe 'n bietjie vir Job oor die simpel goed wat hy gesê het voor die tyd. En toe in Job 42 sê Job, ja, ek het van goed gespreek wat ek nie verstaan het nie, dinge wat maar nou het my oë u gesien, en daarom herroep ek, en het ek berou en sit ek in sak en as. Daai roep Job daai woorde van hom, maar dit lees die mense nooit raak nie. So nou is dit makliker om Job 1, ek dink is Job 1 vers 10, waar Job gesê het, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Almal lees dit. Sê maar kyk, daar sê die Here dit. Ja nee, Job het dit gesê in 'n baie hartseer tyd in sy lewe. Maar toe hy God sien, toe besef hy, maar dit was nie God wat sy 10 kinders doodgemaak het nie, dit was Satan. En toe hy roep hy daai woorde, en dit sien niemand ooit raak nie, maar ons hanteer dit alles op daardie video. Okay. Tian, jy blyk dalk nie nou meer soos wat jy 27 jaar terug gelyk het nie, en ook nie meer soos wat 'n goeie vriend van ons Henny, hy sê, jy is nie meer op rapid fire nie. Maar jy is eintlik bekend vir jou lesing oor maak skoon jou huis. Wat beteken dit prakties maak skoon jou huis, of in 'n geestelike wyse? Dis nie kry huishulp en maak nou fisies, dit is fisies, maar nie was die vloere en daai tipe van dinge nie. Weet jy, Bokkel, ja, dis een van die eerste goed wat die Here ons geleer het destyds. Toe ons juist begin bid het, toe die Here vir ons geleer het van ons autoriteit in Christus, en hy het ons in mense se huise begin invat, om vir mense te gaan bid, waar daar siektes was, waar daar moeilikhede was, en dis meer. En toe die Here regtig op my hart begin sit, want ek het nou teksverse begin raaklees in die Bybel, wat sê, elkeen wat met towery omgaan is vir die Here jou God 'n gruwel. Maar, toe begin ek kyk, maar in hierdie huis hang daar 'n witchcraft symbool, of daar hang een of ander
towervloekwoord of iets van die aard. En toe die Here vir my begin sê, wat sê my woord en wat sien jy daar teen die muur aan? En toe het ek hierdie ding begin ondersoek en begin besef, maar weet jy wat, ons kan baie keer fisiese goed in ons huise inbring, wat 'n wettige reg gee vir geeste in my huis. Nou sê die mense, maar Satan het geen wettige regte nie. Ja, dit is so, behalwe dat die Bybel ook vir ons sê in Efesiërs 4 vers 27, en gee aan die duiwel geen plek nie. So, as ek vir hom plek gee in my huis, het sy met 'n simbool van een of ander afgodsbeeld of dies meer, gee ek vir hom 'n wettige reg in aanhalingstekens dan, as jy dan nou wil argumenteer oor die wettige reg storie. Maar die punt is, ek gee vir hom plek. En die Bybel sê, gee aan die duiwel geen plek nie. So nou gee ek vir my sitkamer, want daar staan 'n Boeddha beeld. Of ek gee vir my slaapkamer, want daar hang 'n dreamcatcher. Of enige van die goeters. Wat het antieke kulture aanbid was, wat aanbiddingsgoeters was. En nou bring ek dit in my huis in, en ek dink dis vir die Here aanvaarbaar. Terwyl die Here sê, ek is 'n jaloerse God my kind, ek deel jou nie met die koninkryk van duisternis nie. En so die Here het vir ons begin oopbreek, en my heel eerste video oor Maak skoon jou huis het ons letterlik in 2006 opgeneem. Dis nou presies 20 jaar gelede, wat ons daai video opgeneem het, en ja, toe is almal kwaad vir my, want hoe kan ek nou van hierdie goeie sê, wel ons het baie getuienisse wêreldwyd op hierdie stadium van mense wat van sekere goed ontslaag geraak het uit hulle huis uit, en sekere deurbrake gekry het, en dis waaroor dit gaan. Een vers in daai lesing wat altyd vir my uitstaan, en dis wat 'n mens baie hoor by mense is, ja, maar ek aanbid nie die Boeddha beeldjie wat in my huis is nie, maar die woord sê tog baie duidelik, jy mag hom nie hê nie. Korrek. Wat, ek is nou nie seker van presies waar die vers staan nie, maar dit is vir my altyd. Dis die eerste ding wat die Here vir my opgebreek het, is presies dit, dis Eksodus 20 vers 2 en 3, wat sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So, God stap in my huis rond. Hy is my God, ek is lief vir hom, ek is in 'n verhouding met hom, my huis behoort aan hom, nou loop hy in my huis rond. Nou sê hy, my kind, maar hier hang nou 'n ding, wat 'n Boeddha beeld is, of wat ook al die geval mag wees. Jy mag hom ons nie hê nie, want ek is jaloerse God, ek deel jou nie met die koninkryk van duisternis, en ek het een keer vir mense ook gesê, so as jy nou, jy en Chantal is nou hoeveel jaar getroud, Bokkel? Ons gaan nou vir 9 jaar dink ek. Right. So, nou kom jy op Facebook, op jou ou girlfriend af, wat jy 10 en 'n half jaar terug mee uitgegaan het. Nou kom jy by Chantal, en sê jy vir Chantal, ek het op Facebook nou hierdie ou fotootjie van Sunny gesien, met wie ek uitgegaan het 10 jaar terug. Weet jy wat, ek gaan nou 'n foto maak van ou Sunny, en dan gaan ek haar in ons slaapkamer kom ophang, net om vir jou te wys, ek het jou bo kan Sunny gekies, my vrou, ek is lief vir jou. Dink jy Chantal gaan dit toelaat? Nooit. So, maar dis dieselfde beginsel. Jy weet, ons kom hang prentjies van die duiwel, goed, wat aan die koninkryk van duisternis behoort, in ons huise op, en dan dink ons, God sal nie mind nie, God sal nie omgee nie, terwyl hy sê, ek sê jaloerse God, ek deel jou nie met die koninkryk van duisternis nie, my kind. En dis wat ons moet besef. Satan wil so graag op daai manier inkom, en mense sê baie keer vir my, Matiaan, hoe werk die beginsel? Want hierdie ou fisiese beeld kan my niks maak nie. Jy is heeltemal reg. Die Bybel sê 2 keer, daar is geen gees in 'n beeld nie. So daai stuk beeld, as dit nou 'n Boeddha beeld is, almal, dis nou 'n redelike obvious een, nou 'n Boeddha beeld, ek gaan niks sien kan doen nie, behalwe as ek jou oor die kop slaan met hom, gaan jy seer kry, maar verder staan hy daar op my mantelpiece, maar die punt is, wat hulle nie verstaan nie, daai ding gee 'n link in die gees, na 'n demoon om te sê, maar daar's my wettige reg, en sê dan so werk dit, toe vra ek eendag vir Here, Here, nou verduidelik dit vir my, want baie mense sê, maar daai Boeddha beeld kan my niks maak nie, toe verduidelik Here dit, met daai stil sagte stemmetjie in my binnekant, so sê hy, Tiaan, in jou tyd as prokureur, het jy baie huurkontrakte vir mense opgestel. So ek kom by jou, ek sê vir jou, Bokkel, ek sien jy het 'n kamertjie hier buitekant wat jy nie gebruik nie. Ek wil by jou huur, ek wil 'n kantoortjie daar oopmaak. Jy sê nee, is reg, maar ons teken eers 'n huurkontrak. So nou teken ons daar, ek kan daai kamer by jou huur vir 5 jaar lank, R100 'n maand. Nou teken ons huurkontrak, ek berg my huurkontrak. 3 jaar later kom jy by my en sê vir my, Tiaan, ek soek daai kantoortjie terug, ek wil hom nou self gebruik, en sê ek, sorry Bokkel, jy het vir my vir 5 jaar lank 'n wettige reg hier gegee. Jy kan my nie hier uitsit nie, al is jy die eienaar. En die Here sê in sy stil sagte stemmetjie vir my, Tiaan, dit werk op dieselfde beginsel. As ek 'n simbool uit die koninkryk van duisternis iewers in my huis het, al is dit op 'n T-shirt wat ek dra, al is dit in 'n skildery teen my muur, al is dit 'n ding wat op my mantelpiece staan, gee dit plek vir 'n demoon van Satan om net hier rond hang. Hy sien daai beeld nie, daai beeldjie staan nou daar op die mantelpiece. Maar hy hang nou hier rond. Weet jy wat doen hy nou? Nou val hy jou huwelik aan. Dan hang hy hier rond. Dan val hy jou finansies aan. Nou hang hy hier rond. Val hy jou kind aan met nagmerries. Nou hang hy hier rond. Nou gaan die Here na die ding toe en hy sê, of nee, ekskuus, jy gaan eers na die Here toe en jy sê, ag Here, wat gaan in my huis aan? Vat asseblief enigiets weg wat nie roer nie. Nou sê die Here vir die ding, hey,
vat jy goed, gaan dit my kind sê, dan sê die ding vir God. Hy sê, sorry Here, selfs u mag my nie hier wegjaag nie, want u woord sê aan hom, gee aan die duiwel geen plek nie. Hy het vir my plek gegee, daar's my huurkontrak op die mantelpiece. En die Here sê, dis dit, want onthou ons moet een ding besef, die Bybel sê, God gaan nie teen sy eie woord nie. As sy woord sê, jy mag nie vir die duiwel plek gee nie, en jy gee vir die duiwel plek, gaan hy dit nie namens jou uitkanselleer nie. Jy moet dit voor God bely en van die ding ontslaa raak. Dis dieselfde. Jy weet, toe Eva weer eens haar hand na die vrug toe uitsteek, kon God sekerlik haar hand weggeklap het. Hy's God, maar hy het nie. Hoekom nie? Want hy het vir haar 'n vrye wilskeuse gegee. Nou net so, gee jou vrye wilskeuse, gaan jy daai afgodsbeeld in jou huis toelaat of nie? Hy gaan nie namens jou hom weggooi nie. Jy moet die keuse maak. Maar dis hoe ons vir die vyand plek gee deur al hierdie verskillende simbole. Nou sê baie mense by Matian, regverdig. Hy moet doen wat sy woord sê. Presies. Hy gaan nie teen homself nie. Hy sê teen homself verdeel nie. Nou sê baie mense by Matian, kan hierdie beeldjie sê armoede veroorsaak en kan hierdie beeldjie vrees veroorsaak en kan hierdie beeldjie dit veroorsaak? Sê ek nee. Enige simbool uit die koninkryk van duisternis kan aanvalle inbring op my huis uit 4 rigtings uit. Op my huwelik, my finansies, my gesondheid, my ouer-kind verhoudings. Dis die 4 goed wat Satan te alle tye. So ek gaan nie vir jou sê 'n Boeddha beeld gaan siekte veroorsaak of wat ek wel vir jou kan sê, wat ons nogal baie gekry het dwars oor die jare, en dis interessant hoe hy hom elke keer herhaal het. Waar daar seentjies was wat vreesbevange was in die nag, wat hulle beddens nat gepiepie het en sulke goeders. In 90% van die gevalle as ons ingegaan het in hy huis, dan hy seentjies of Spider-Man kostuumpies gedra, wat hy mee geswem het, of hy het 'n Spider-Man onderbroekie gehad, of hy die Spider-Man mask gedra, en die Spider-Man kleertjies gedra, en die Spider-Man ons daai het ons oor en oor en oor gekry. Dan sê ons vir die mense, okay, jy hoef ons nie te glo nie. Raak ons slaaf van hierdie Spider-Man goed, dan kyk jy net wat gebeur. Dan raak die mense wat ons laat, dan hou die kind se nagmerries op, hy maak nie meer sy bed nat nie. Daai was een wat ons nogal regtig direk kon link in baie gevalle oor die jare met bednat maak by seentjies, want almal dit was Spider-Man. Want onthou, Bokkel, ons moet een ding reg verstaan. 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, verwerp alle onheilige en oudwyse fabels. Ek het ook 'n hele video oor wat is 'n fabel, en waar die Here sê, so verwerp dit en oefen jou in die godsaligheid. Nou, wat is 'n fabel? 'n Fabel is iets wat God nie gemaak het nie. Dis 'n opsetlike leuen. So het God 'n half mens, half spinnekop gemaak? Nee. So waar kom dit vandaan? Van die Satan af, want Satan is die vader van die leuns. En nou laat ons die leuns in ons huise toe, en ons laat ons kinders met dit speel, en dan wonder ons, hoekom kry my kind nagmerries? Ja, maar dit kan nie die ding wees. Ag man, julle raak nou te oor hierdie goed. Jy sien, dis nou die ander argument wat Satan baie gou teen ons gebruik. Jy raak nou te, maar nou nie so te raak oor hierdie goed. Sê ek, weet jy wat? Daar's een persoon wat eendag sal oordeel of ek te was oor hom of nie, en dit is God. Geen ander mens nie. Want mense wil so graag labeltjies om ons nek hang, Bokkel. Ja. Ek is net bekommerd oor wat God van my sal sê. Dis alwaar ek bekommerd is. Wel, ek onthou, selfs toe ek klein was, het ek 'n He-Man duvet en of kamerstel gehad met die gordyne en daai skedel van, ek kan nie eers onthou wie die karakter was nie, maar dit was in die hele He-Man. Ja, dis die Grayskull. Ja, daai met die pers, ek onthou die pers met die Grayskull. Grayskull, ja. En ek het vir my ma daai tyd gesê, ek was seker 3-4 jaar oud, ek kan nie slaap in my kamer nie as gevolg van hierdie ding, en sy het my net gesê, jy moet gaan slaap, en wou my nie glo nie, maar dit gebeur seker baie, waar die kinders hierdie goeters optel, hulle weet nie regtig wat hulle sien of sê nie, maar dis alles geestelik. Absoluut so, want die hele punt is wat ek vir die mense sê, Bokkel, jy moet besef dat jou kind se gees is oop. Jou kind se gees kom van God af en hy suiwer. Jou kind se gees is op 3, 4, 5 jaar ouderdom nog nie geklatter met teologie, dogmas, redenasies, argumenterings en sulke goeders nie. So, sy gees is oop om hierdie goeders te kan sien. Nou sien kinders die goed in die nag, want Satan kom doen homself voor as 'n engel van die lig. Nou begin jou kind vreesbevange raak. Nou sê hy vir jou, pappa, hier's 'n ding wat vir my kyk in die nag. Sê, ag man, jy verbeel jou. As jy seker goed nie. Weet jy wat begin gebeur, Bokkel? In die eerste plek, daai kind weet wat hy sien. Maar pappa glo my nie, of mamma glo my nie. So wat gebeur? Die verhouding tussen die kind en daai pa, of tussen die kind en die ma begin skade ly, want ek kan nie pappa vertrou, laat pappa my vertrou, laat ek sien regtig die goed, en pappa kom cover my deur te sê, my kind, kom ek bid saam met jou, waar sien jy die ding? Pappa sien hom nie,
O, jy sien hom daar in die hoek, so ek sê vir jou in die naam van Jesus Christus, jy wat my kind aanval, wat daar in die hoek sit, wat jy ook al mag wees, ek beveel jou uit my kind se kamer uit. Nou weet jou kind, pappa kom back up my. Pappa glo my en pappa kom staan saam met my. So het ek getuienisse van mense, baie ou dierbare vriende van my van jare terug. Hulle seentjie was 4 jaar oud. En hy het altyd keer gesê, mamma, ek sien sulke groot vet ronde spinnekoppe in my kamer rondbeweeg. En die ma het eendag gesê, my kind, mamma sien hulle regtig nie, maar mamma glo jou. Waar sien jy die spinnekoppe? En hy het gesê, mamma, daar's een op my bed, een teen die muur en ek dink dit was een teen die hoek van die kamer. En sy sê, okay, jy nou, hy is 4 jaar oud, sê jy nou vir daai spinnekoppe in die naam van Jesus Christus gaan weg. Sy sit daar hande op sy skouers, staan net agter hom. En hy sê in die naam van Jesus Christus gaan weg. En sy sê, seun, wat het gebeur? Hy sê, nee mamma, hulle is nog steeds daar, daar's een op die bed, daar's een teen die muur, daar's een. Sy sê, okay, sê dit weer, want die Bybel sê ons moet volhard in die geloof. So sy leer haar 4-jarige seentjie, wat is sy autoriteit in Christus? En hy sê toe weer, in die naam van Jesus Christus gaan hy uit my kamer uit. En hy begin lag. En sy sê vir hom, hoekom lag jy seun? Hy sê, mamma, hulle het nou net ontplof. Al 3 hierdie silwer spinnekoppe is, hulle het net ontplof. Maar jy sien, wat het gebeur? Hy het hulle gesien, sy het hulle nie gesien nie, maar sy het hom geback up. Sy het nie gesê, ag jy verbeel jou, jy weet, dis 'n nonsens, daar bestaan nie sulke goed nie. Sy het geweet, waaroor gaan die geestelike. En daai getuienis gebruik ek baie jare al, oral om vir mense hierdie beginsel te verduidelik. Want ongelukkig as jy nie vir jou kind sê, maar kom pappa bid saam met jou nie, begin hy dink, pappa, dink ek lieg heeltyd, so ek kan nie meer met pappa seker goed deel nie. Later jare het daai kind geen verhouding met sy pa of met sy ma. Uit ervaring oor die jare, wat is 2 dinge, noem sommer net vinnig, wat 2 dinge wat ons in ons huise inbring, wat jy al gesien het, wat ons nie regtig weet, dit is wat ons in ons huis inbring, wat amok maak. Ook die ou grootste ene van almal, en daaroor het ek 'n hele video, oor al 2 hierdie goed het ek ook spesifieke aparte video's, is die ou hartjie simbool. Jy weet, wat die almal, dat is so vreeslik, maar dis die simbool van die liefde. Dit is nie. Die hartsimbool was aanbid in die antieke Babylonië en in antieke Egipte en in ander kulture as 'n simbool van eros, van die erotiese seksuele liefde. Dit is nie hoe jou regte hart lyk nie. So almal bring hartjies in hulle huise in, hulle skryf op dit geloof, hoop en liefde en dink dit is lekker, maar skielik is dinge nie reg in hulle huwelike nie, of dinge is nie reg in die bed nie, en hulle wonder wat gaan aan, want hulle het 'n simbool van die erotiese seksuele afgodery in hulle huise ingebring. Dan wonder hulle wat gaan aan. En so het ek al huwelike sien sink, omdat mense gesê, nag man, ek glo nie hierin, hierdie goeters kan my niks doen. Ja, die gees wat saam met dit ingekom het, is geeste van welis, van hoerery, perversie, en dan val huwelike uit mekaar uit, as gevolg van buiteegtelike verhoudings en nies meer, want hulle, nee, wat ek stem nie saam hiermee nie. Wel, dit is so, dis die een. Ja, die ander daar's mos 'n getuienis ook van wat jy het van iemand wat in Nieu-Seeland bly, wat berading gedoen het saam met satanis of 'n heks. Ja. En die heks het gesê sy kon toegang kry in die huis van die as daar een hartjie was. Toe daai As daar hartjie net een hartjie simbool in hy was, want hy het vir haar pertinent gevra. Hoe kom jy in 'n Christenkind van die Here se huis in? As hulle dan nou bid en vir die beskermings toe sê een hartjie. As daar een hartjie simbool daar binne is, kan ek binne inkom en ek kan vloeke oor hulle kom uitspreek en. Dis hoe dit in die gees gebeur. Jy sien, ons verstaan nie die goed nie, ons het nie daarmee groot geword nie, maar die oomblik as jy dit vir mense begin sê ag nee, dit kan nie wees nie, want ek is so lief vir my hartjie simbool, en jy weet, ons dra hoedjies wat sê, I hartjie Jesus, en I hartjie you, en al sulke goeders. Nee, dis 'n afgod simbool daai. Jou regte hart lyk nie so nie. Jy weet, gelukkig deesdae op WhatsApp is daar 'n regte hart. Wat jy vir iemand kan aanstuur as jy wil, hoe jou regte hart lyk. Maar dis die een simbool. Die ander simbool is jou biddende handjies. Die biddende handjies is 'n simbool van armoede. En daaroor het ek ook 'n hele video oor die feit dat as jy hierdie biddende handjies gebeur het, was 2 ou monnike wat eeue gelede, en jy kan dit maar gaan soek, jy kry dit nie regtig in skrif nie, want dis oral traditions wat oorgekom het, van hierdie 2 ou monnike wat bitterarm was. En hulle het vir hulself probeer sorg, en hulle kon dit nou nie reg kry nie. Toe gaan hulle 'n pact, 'n ooreenkoms mekaar aan. Een sit sy hand bo die ander een se hand, en hy sê, okay, arm is ons, arm sal ons doodgaan. En hulle noem dit ook die beerlahandjies, jy weet. En net die oomblik sit vir mense sê, ag, dit kan nie wees, ons bid mos so. Nee, jy sien, daar's weer die probleem. En dit hanteer ek alles op daai video. Christene bid so. Maar die woord sê ons bid met uitgestrekte hande. Die boeddiste bid so, die hindoes bid so, die sataniste bid so, Christene bid so. Jy sien, dis hoekom Satan ook seker maak dat ons in ons kerke te bang is om ons hande op te tel as ons bid, want wat gaan my oupa sê as hy sien ek tel my hande op? Jy sien, kry dit nie verby jou ore nie. Kry dit nie verby jou ore nie, ja. En dis waaroor dit gaan. Satan probeer ons keer om te doen wat die woord sê, om te bid tot die Here. En ek is selfs 'n getuienis gehad. Ek het daai al self gaan soek in die Bybel, soos vir Bereën.
hoe moet 'n mens bid? En ek kon nie een vers skryf wat sê, sit jou hande Glad so nie. bymekaar nie. Alles so, Dawid het so gemaak, almal. Ek my hande, Salomo het sy hande uitgebrei na die hemel toe en Ezra het sy hande uitgebrei na die hemel toe. Jy sien, en dis die ding, en ek het selfs 'n getuienis gekry waar mense weer eens 'n klein 4-jarige dogtertjie wat een keer na 'n lesing van my geluister het, ek hoor hier goed gepraat het. En die klein dogtertjie was altyd in die verlede so gebid het in die kleuterskool gekom en sy juffrou sê kom ons bid, en maak sy so. Wat doen die juffrou? Sy slaan die dogtertjie op haar vingers en sy sê, nee, mens bid nie so nie, mens bid so. Maak toe jou handjies. Jy sien so wat gebeur nou. Nou kom die kind en sy leer die waarheid van die woord, maar 'n juffrou wat weer eens nie die skrifte ken nie, sê vir die kind, nee, slaan haar handjies warm, nee, jy moet so bid. Nee, jy moet nie so bid nie, dis teen die skrif. Maar dis die tipe, so dis 2 van jou grootes bokkel wat ek oral kry rondom daar, maar as hordes. Ek het in totaal 5 video's van Maak skoon jou huis wat almal op YouTube beskikbaar is as die mense wil kyk. Is dit moontlik om 'n skoon huis te hê en nie in Christelike oorwinning of geestelike oorwinning te leef nie? Jy kan, want jy sien ons probleem is, destyds toe my video's van Maak skoon jou huis uitgekom het almal gedink, okay, as ek net die Boeddha beeld uitgooi en as ek net die hartjie uitgooi en as ek net die dinge uitgooi, dan gaan my lewe nou hankie dorie wees, en toe gebeur dit nie so nie. Want in baie gevalle het die mense nog nie hierdie huis skoon gemaak nie. Want my hart is nog vol welis, vol hoerery, vol perversie. My hart is nog vol vloek en skel en al hierdie tipe goeie. So as ek nie hierdie huis eers te skoonmaak nie, deur my verhouding met die Here reg te kry, my sondes te bely, klaar te maak daarmee nie, kan ek hierdie huis rondom my skoonmaak tot ek blou is. Ek kan al die goed uitgooi tot ek blou is. Die vyand gaan my nog steeds aanval as gevolg van die feit dat my hart nie skoon is nie, dat my innerlike huis nog nie skoon is nie. So ja, jy kan nog steeds al jou goed in jou fisiese huis wegvat wat verkeerd is, maar nog steeds probleme hê, want jy het nog nie met jou innerlike huis skoonmaak begin nie. So dit moet alles hier wees wat ek eers mee begin, en dan weet ek, om die huis skoon te maak is ook deel van die skrif, maar ek moet my eie lewe eers skoon kry, dan kan ek ook met hierdie ander deel. En is daar groot struikelblokke in Christene wat keer dat hulle nie hierdie, wat sal 'n struikelblok wees vir 'n Christen wat keer om nie die goed weg te gooi of te verbrand nie? Wel, 2 goed. Ek sê altyd vir mense, in die naam van sentiment of kuns, hou Satan ons lekker vas. Want jy weet, ouma het hierdie ou dingetjie van my gebrei met haar knekel vingertjies voor sy dood is, en dan sit 'n draak. Die Bybel sê die draak is 'n simbool van Satan. So, ouma dans vir die troon. Sy het regtig nie meer 'n saak met daai ou draakie wat sy vir jou gehekel het of wat ook al het nie. Maar die sentiment wat Satan in my hart plaas, dit kom van ouma af. Maak dat ek dit in my huis los. Nou val die Satan weer eens my huwelik aan of my finansies of my gesondheid of my ouer-kind verhoudings. So dis die een geval. Die ander ding wat hy teen ons gebruik is kuns. Ja, want in die naam van kuns, dis so mooi kunswerk hierdie. Maar meantime is dit 'n gedrog. Dit lyk nie soos goed wat die Here vir iemand gegee het as 'n talent nie, en die mense hou dit in hulle huis, en in die naam van kuns en in die naam van sentiment vang Satan vir ons baie kere ongelukkig vas. Ek sien dit oor en oor. Nou hier sit ook nou iemand wat hierdie kyk op YouTube of na die opname luister en hulle hart is aangeraak deur die Heilige Gees en weet dalk nie hoe om hulle hart vir die Here te gee nie. Wat moet so 'n persoon doen om gered te word? Maar Bokkel, weet jy wat, dis weer eens so ons in baie keer in ons kerke groot geword het, ons groot geword het, maar omdat jy as babietjie gedoop is jy gered. Dis nie die waarheid van die woord nie. Ek het ook 'n hele lesing oor redding volgens die Bybel of uit die verkiesingsleer. En dit is, Johannes 1:12 sê, aan almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te word. So, dit sê, dis 'n aksie aan my kant. My pa kan dit nie namens my doen nie, my ma kan dit nie namens my doen nie my dominee, my pastoor of enigiemand aanstel nie. Ek moet hom aanneem. So daar kom 'n dag wat ek moet sê, ek neem Jesus aan. Dan kry ek die mag om sy kind te word. Nou sê die mense, maar ek maar daar staan, dan kry ek die mag om sy kind te word. Hoe word ek dan nou sy kind? Wanneer kan ek sê ek is sy kind? Die volgende stap is Romeine 8:14 wat sê, en die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So, nadat ek hom aangeneem het, moet ek ook sê, Jesus, maar vervul my, doop my met die Heilige Gees en begin my lei deur die Heilige Gees. Dan kan ek begin sê ek is 'n kind van God, maar daar's nog 'n dingetjie tussenin. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die mond bely ons tot redding en met die hart glo ons tot geregtigheid. So,
Hier's 'n aksie wat ek weer eens moet uitvoer. Ek moet met my mond die Here Jesus as my redder, my saligmaker, my verlosser bely en ek moet met my hart glo dat God hom uit die dode opgewek het. Nou net daar is daar weer 'n blokkade. Hoe moet ek dit glo? Dat God hom hoe uit die dood het opgewek het. Want jy sien in die teologiese kweekskole dwars deur die wêreld is daar groot polemiek oor hoe Jesus uit die dood het opgestaan. Het hy net geestelik opgestaan? Het hy metafories opgestaan? Het hy simbolies opgestaan? Of het hy fisies opgestaan? Nou, die antwoord lê altyd weer eens in die Bybel. Lukas 24 vers 36 tot 43 sê, die aand nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, was die disippels bymekaar in 'n vertrek en die deure was gesluit weens hulle vrees vir die Jode. En wat gebeur? Jesus staan tussen hulle. En hy sê vrede vir julle. En die Bybel sê hulle het geskrik en gemeen dat hulle gees sien. So hulle het ook gedog hy het net geestelik opgestaan. Maar dan sê Jesus, waarom is julle verward? Kyk na my hande en my voete en voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. So wat gebeur? Hy sê kom vat aan my. Julle kan voel as ek. Dis nie gees nie. Ek het vlees en bene. So hoe Jesus uit die dood het opgestaan, fisies met vlees en bene. Dis wat jy moet glo. So as jy nog glo dat Jesus net geestelik opgestaan het of net metafories opgestaan het, plaas jy eintlik jou ewigheid op die spel. En dit sien dit baie deesdae. Sien dit baie. Daar's baie argumente daaroor. Die mense probeer hulle bes om te bewys dat Jesus nie fisies uit die dood het opgestaan nie. Juis om die kinders van die Here te laat twyfel, want onthou Bokkel, ons is in die einde van die eindtyd. En die eerste teken wat Jesus vir sy disippels gegee het oor wat gaan die tekens van die tye wees, is misleiding. So ons sien die misleiding daar buite en een van die groot misleidings is hierdie, om mense nie te wil laat glo dat Jesus fisies met vlees en bene uit die dood het opgestaan het. So as iemand sê, ek moet oorgee, hy weet wat om te doen, maar hy is nie seker hoe om te bid nie. Sal jy asseblief vir ons die gebed lei, vir iemand wat dalk luister of kyk? Seker. Gaan ons sommer afsluit met die gebed? Ons kan afsluit met die gebed, ja. So, as jy daar voor die skerm sit nou en jy nog nooit hierdie wat ek nou so pas bespreek het gedoen en weet julle mense, dit is iets wat ek geleer het 27 jaar gelede. Op daai stadium was ek 36 jaar oud. As ouderling in die kerk het ek besef ek het nooit die Here Jesus Christus aangeneem nie. Ek het besef ek het hom nooit met my mond bely nie. Ek het nooit met my hart geglo dat hy fisies uit die dode opgewek het nie. So ek kan nie aanspraak gemaak het volgens Romeine 10 vers 19 op redding nie. So as jy dieselfde oortuiging van die Heilige Gees in jou hart kry en onthou jy maak die keuse. Jou dominee kan dit nie namens jou maak nie. Jou pa, jou ma, jou man, jou vrou, jou boetie en jou sussie kan dit nie namens jou maak nie. Jy maak die keuse of jy dan hierdie gebed saam met my wil bid. En dis 'n regtige ding wat uit jou hart uit moet kom. En ek gaan jou net lei in so 'n gebed. Ek kan jou nie forceer op dit nie, maar as die Gees jou oortuig, bid gerus die volgende saam met, dan sluit ons ook sommer af met hierdie gebed. So Bokkel, dankie. Dit was lekker om met jou te chat. En mag die Here die eer kry vir hierdie en mense se lewens aangeraak word. So dankie. Ja, ek sal graag weer so iets wil doen dat ons bietjie meer ingaan in ons getuienis in die begin van die swaar jare. Want daar's baie mense wat ook deur dit gaan en nie noodwendig weet hoe om daardeur te kom. En dis die getuienis van ons kyk by die Here vorentoe oopmaak. Ja. Dis reg. Kom ons bid saam. So as jy saam met my wil bid gerus net hierdie gebed saam met my. Vader, in die naam van Jesus Christus, kom ek vandag voor U. En ek dank U dat die woord sê, as ek my sondes bely, U is getrou en regverdig, en U verwyder dit van my, so ver soos die ooste van die weste. En daarom, Here, kom bely ek vandag, dat ek 'n sondaar is. Ek bely al die kere in my lewe, waar ek vir die duiwel plek gegee het. Het sy in my gedagtes, my woorde, my liggaam, en in my dade. Ek bely dit as sonde, en ek vra dat U my sal vergewe. Want ek verklaar vandag, Here Jesus, dat ek 'n verlosser nodig het. En daarom kom bely ek ook vandag, dat ek glo met my hele hart, dat Jesus Christus is self ook God. Ek glo dat Jesus is deel van die drie-eenheid van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ek glo dat Jesus Christus vlees geword het, dat hy uit 'n maagd gebore is, hier op die aarde kom loop het, en aan 'n kruis gesterf het ook vir my. En vandag bely ek, dat ek glo, dat God hom fisies uit die dood het opgewek het met vlees en bene. Ek glo, dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, en gaan sit het aan die regterhand van God, en vir my ook die Heilige Gees gestuur het. En daarom bely ek vandag, dat ek Jesus Christus aangeneem het, of vir die eerste keer in my lewe vandag, Jesus Christus werklik aanneem, as my enigste koning, my Here, my redder, my saligmaker, my verlosser, my voorsiener, my bron,
my bevryder, my geneesheer, my ouboet en my vriend volgens die woord. En ek dank U daarvoor, Jesus, dat ek ook U kind mag wees. En nou vra ek, vervul my asseblief met U Heilige Gees. Doop my, Here, met U Heilige Gees. Met U krag uit die hoogte, met strome van lewende water om uit my binneste uit te vloei. En vat my asseblief vandag by die hand en begin my lei deur U Heilige Gees. Gee my 'n honger na U en U woord, Here, dat ek my eie Bybel sal begin lees soos nog nooit in my lewe nie. En wanneer ek dit lees, Vader, vra ek dat die Heilige Gees vir my die skrifte sal oopbreek, dat ek dit sal begin lees en begin verstaan, sodat ek dit kan uitleef soos nog nooit in my lewe nie. Dankie, Here, dat ek kan weet, dis die volgende stap wat ek moet doen, maar nou vra ek dat U my tree vir tree sal lei van hier af vorentoe, om te groei in die Gees, om heiligmaking na te strewe, tot die dag wat ek by U kan wees in die ewigheid. En dankie, Here, dat ek kan weet, dat ek ook nou kan sê, ek is 'n kind van God, wat lewe onder die leiding van die Heilige Gees. En ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen.